Goeiedag. Ek lees vandag vir ons uit Psalm 66 vers 12. Ons het deur vuur en water gegaan, maar U het ons na oorvloed uitgelei. Soms verstaan 'n mens eers heelwat later hoe ver jy gekom het. Terwyl jy deur 'n moeilike tyd gaan, voel dit dikwels asof daai oomblik waarin jy leef nooit gaan eindig nie. Jy sien net die vuur voor jou en die water rondom jou. Eers wanneer jy terugkyk, kan jy werklik besef, ek is nie meer waar ek was nie. Dit is die plek waar hierdie Psalm begin praat. Die digter kyk terug oor 'n geskiedenis van swaar kry. Hy onthou hoe God se volk getoets is, hoe hulle lastig gedra het en hoe mense oor hulle koppe gekry het. Hy gebruik sterkbeelde, vuur en water. Dis twee dinge wat 'n mens maklik kan vernietig. Tog was dit nie die einde van hulle verhaal nie. Ons het deur vuur en water gegaan, maar U het ons na oorvloed uitgelei. Die belangrike woord waarna ons moet oplet is daai maar. Die vuur was daar, die water was daar, die swaar kry was werklik. Maar dit was nie die laaste woord nie. Ons wil dikwels hê God moet ons van die vuur en die water af weghou. Ons bid dat hy die moeilike situasie moet verander voordat ons daardeur hoef te gaan. Maar hierdie Psalm vertel egter van 'n God wat soms net die pad om die vuur neem nie, maar saam met sy mense daardeur beweeg. Dit beteken nie dat swaar kry goed is nie. Dit beteken ook nie dat elke moeilike ding 'n eenvoudige doel het wat ons nie dadelik kan verstaan nie. Dit beteken dat ons nie alleen daarin staan nie. Dalk is daar iets in jou lewe waarna jy vandag terugkyk en wonder hoe jy daardeur gekom het. 'n Tyd van verlies, van teleurstelling, 'n verhouding wat jou seer gemaak het of selfs net 'n seisoen waarin jy nie geweet het hoe dinge gaan uitwerk nie. Miskien kan jy vandag, soos die digter, terugkyk en sê, ek het gedink dit gaan my onderkry, maar God het my daardeur gedra. Die digter eindig daarom nie met 'n verduideliking van alles wat gebeur het nie. Hy eindig met 'n getuienis. God het geluister. God het sy gebed nie afgewys nie. God se troue liefde het hom nie verlaat nie. Ons weet nie altyd wat voor lê nie. Maar ons kan terugkyk en onthou wie saam met ons deur daai vuur en water was. Here, dankie dat U by ons bly wanneer ons deur vuur en water gaan. Wanneer die pad swaar is en ons nie kan sien waarheen dit lei nie, help ons om U nabye te vertrou. Dankie vir elke keer wat U ons deur moeilike tye gedra het. Gee ons geloof vir vandag en hoop vir môre. Amen.